seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Goeiedag, ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ons sê vir u baie dankie vir die saamkuier wat ons werklik weer net daar by jou, in jou sitkamer, waar jy ook al kyk, in jou kantoor miskien, kom en geniet dit saam met ons en ons deel waar God vir ons elke dag 'n wonderwerk wat plaasvind. In elke persoon se lewe is daar wonderwerke wat nog steeds plaasvind en wat nog gaan plaasvind. En vandag is dit so voorreg vir my as Andries Besaidheid om saam met 'n medeboetie in die Here weer saam te kuier. En ek gaan dat hy homself aan julle voorstel wie hy is en hy gaan vir ons dan 'n bietjie vertel waar kom hy vandaan. Goeiemôre of liewer goeiemiddag. Laat jy groet in dat die aloorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Rodney Milan. Ek is 'n afgetrede polisiekaptein of 'n kapelaan, soos ons genoem word in die polisiegeweeg voorheen. En en ek het afgetree, maar jy weet, as ek nou vir so sê, ek het gewerk Employee Health and Wellness in die Weskaap en met geestelike dienste. En dit is nie altyd maklik nie. As ek nou vinnig hier in 'n ding inspring, van die polisman het 'n ander uitkyk oor die lewe. Jy weet, sy uitkyk is heeltemal verskillend as wat ons gewone mense dink. Nou sê ek ons gewone mense, maar ek moet ook sê dat ek 33 jaar lang 'n polisman was. Dit was 'n leeftyd. Nee, het is 'n leeftyd want ek het as 'n kind in die polisie aangesluit. En ek het jarenlang op Mitchells Plain Polisiestasie gewerk, 83, 84. En toe kom die kleerling Raad van Verteenwoordigers, dit was die destydse Arbeiderparty parlement toe. En hulle soek toe in raaspolismanne wat hulle kan oplei om by die parlement te werk. Maar kyk, dit moet mos nou ook nie blankes wees, ons kan nie net, blankes het reeds daar gewerk, maar dan moet nie blankes ook werk, so, dis nou die Indiërs en die kleerlinge, of breinmense. Jy weet, ek sal nou nie meer breinmense sê nie. In die ou jare het ek het vir 'n minister gewerk, Ellen Hendrikse, eerwaarde Ellen Hendrikse. En mense ken hom as miskien nie 'n wat wonderse mens nie, en die feit dat in 'n kleerling milieu was apartheid 'n heel ander situasie. En vir 'n mens wat destyds in die parlement ingegaan het, terwyl die wêreld in riot, in boykotte en in al die klomp goed was. Die wêreld was hier mekaar, jy weet, en hierdie man gaan daarin en vaderland, en ek gaan nog vir hom werk ook, en twee familie was teen my en die klomp goed. Dus ek maak is 'n polisman. Jy weet, en ek gaan eers werk, nou nie vir hom begin werk, maar ek word toe parlement toe getrek aan die einde van die dag, en weet die Here is vir mens goed, jy weet, in die sens daarvan, dat jy dien 'n lewendige God. Nou Amen. Ek het Bybelkunde op skool geneem, stand 8, 9 en 10, van ek het 'n liefde gehad vir die woord van die Here. Ek het groot geword in 'n Christenhuis, miskien moet ek dit sê, voor ek al hierdie klomp goedes van die polisie vertel. Jy weet, ek het groot geword in 'n Christenhuis, my pa kom van die Kaap af, my ma is 'n plattelander, wat uit Saron uitgekom het. Jy weet, en Saron is 'n plattelandse dorpie daar in Porterville, tussen Porterville en Wellington, lê daar, en my ma, Saron het net 'n primêre skool gehad, sy hoërskool toe moet hy gaan Parel toe of Wellington toe. En die primêre skool tot sy 6 gegaan. En my ma kon toe net staan in 6, ek dink, hulle was 5 broers en 5 susters. Kyk, hulle sê moes die jare was nou nie veel nie. So, die familie was nou groot, en
een kind dink ek het in matriek gesit, die anders moes op gaan werk in die doltuine, nou my oupa het nog nie 'n plaas gehad nie, maar hy was nou 'n boer, so die staat het daai jare vir hulle doltuine verskaf, groot doltuine, dan het hulle dit bewerk en diere aangehou, maar dit is 'n hele verskillende storie as ek jou nou vertel, ek is 'n Malan, maar my ma was 'n Mars, en tans is daar 26 plase in die koue Bokkeveld series waar 'n ys op het, waar die Barse was Hollanders. So my ma se familie het gekom uit Holland uit. Destyds het Jan van Riebeeck en toe Simon van der Stel toe gevra mense om van oral wyd en suid te kom. En toe kom vir in die jare 17 vleis en die goeders te verskaf, het mos 'n handelspos gewees, die Kaap. En hulle het toe gekom uit Holland uit, vanuit Italië, vanuit Frankryk gekom. En is daar nou nie, en hulle het op meenplase geboor. Nou meenplase beteken bly mos die staatseiendom. Maar, nou boer hulle daar as die veld opraak, trek hulle verder. En elke plek bou hulle 'n huis. Later het hulle 26 plase. En nou is daar natuurlik 'n eis op hierdie goedes aan die gang. Want dit behoort tans aan die De Toys, die meerderheid van die behoort tans aan die De Toys. Maar die ander situasie was toe, jy onthou die Hugenote, hulle was Malans gewees. En nou vertel ek jou die geskiedenis van dit. Wat toe klompie jaar gebeur het, so ongeveer 10 jaar, begin daar 'n dokter Malan begin soek na die Malans. En hy eindig op by die grondeise. Maar die snaakse van alles is, my broer gaan om te gaan kyk, my broer is 'n onderwyser toe destyds, hy gaan toe gaan kyk na die ysbasis. Jy weet, en hierdie ou wat werk by die goed is, hy het hom so gekyk en het vir hom gesê, man, ek het jare gelede iemand geken met die naam van Heslin Malan. En sy het ook 'n grondys kom doen. En my broer sê, man, ek is eintlik hier oor die Marse ys, nie oor Malan se situasie nie. Hy sê, man, my naam is Malan. Sê Dr. Daniel Malan. En hy sê, my naam is Malan. En ek is seker ons is familie. My broer sê, man, ek weet regtig jong, my pa, destyds, toe die rasse-situasie inkom met van my familie, my pa se neef is blank, en hy is 'n kleerling van, dis hoe dit maar gewerk het, en ons het so groot geword. Hy sê, hulle het getrek Athlone toe, en Dieprivier toe, waar al die ryk mense gebly het. Ons het maar in Bonteheuwel groot geword. Nou die kykers, baie van ons sal natuurlijk vir Bonteheuwel ken. Daar het ek maar groot geword tot ons nou. En my ma vertel al die ding. Tot sy geld gehad het om 'n huis in Strandfontein te koop. En sy het altyd gesê, sy het 'n deposito gaan gee by Beaufort House in die Kaap. En hulle gee toe vir huis in Mitchells Plain. Dis nou 'n oulike storie. En ons ry die dag, Sondagmiddag ry ons na die huis in Mitchells Plain te gaan kyk. Nou kom ons deur Woodlands lente, Woodlands. En ons sien nie die huis. Maar my ma sê, ek het 'n 3 slaapkamerhuis in Bonteheuwel. Dis net die area as jy reg nie van my kinders wil ek so groot maak van sy's 'n plattelander. Sy sê, kan nie my kinders in hierdie area groot maak nie. Maar in daai tyd dink ek met sy meer bedoel ek, van toe ek sal het 7 en ek het al die eerste en die tweede kwartaal gedryf al. En ek dink sy het meer bedoel op my. Maar in ieder geval, Andries, en maar ons verdwaal, maar ons ry. Nou eindig ons by, hulle noem dit vandag Menandi Beach of 'n ding. Dis amper op die Baden-Powell pad. Maar ons sien die grys pad, en my pa sê, jong, as ek net miskien in Grassy Park kan uitkom, maar sal ek my voete ken. En ons ry die grys pad, en ons ry om. En langs, dit sien ons hier die huise, maar dis onklaar huise.
En my ma sê vir my pa, klim en stop, ek wil uitklim. En sy kyk my ma, Platteral het mos daai, my pa is die broodwinner, my ma het ook gewerk, maar my ma is die ene wat weet om met R2, R4 of R5 te maak. So sy is daai persoon, jy weet. En sê daai, sy so gekyk. Volgende maandagoggend was hy toe uitgekom by in Strandfontein Road en toe kom ons toe terug huis toe. Maar my ma is toe maandagoggend. En hulle sê van ja, maar dat gaan eers oor 3 maande. My ma sê, ek kan 'n jaar wag. Maar ek wil daai sê. En so eindig ons in wat hulle genoem destyds die posh area van Strandfontein. En toe begin my pa se familie nou weer uitreik. Julle is nou skielik nou nie meer die Pontiewillers nie. Julle kan nou uit, julle reik nou uit. Jy weet, en toe sit nou skole gaan soek. Ek het geëindig by Woodlands Primêr, hoërskool Woodlands, en my broer by Westridge. So van Arcadia af is ons toe daarheen. En daar snaaks genoeg, laaste kwartaal het ek onwaardelik al die vakke geslaag en skielik is ek veranderde mens. So te sê dat my ma vir my al met mense gaan praat het om 'n traffic op te word. En toe moet ek my ma nog gaan soebat. Asseblief, laat ek net matriek slaag. En ek het Bybelkunde gaan doen. En skielik het ek nou begin excel in die situasie. En ek gaan werk en ek het dan baie vriende gehad. Ek het 'n vriend gehad, hy is vandag 'n predikant, Ronald Jefte in Strandfontein. Ding is Dogs Mission. Hy is vandag 'n predikant, maar hy het destyds dan 6 kwalifikasie gehad. En hy's 'n hondemeester destyds by Eskom in Paardeneiland. Dit was die hondemeester vir sekerheid of sekuriteit in 'n geval. En Andries, hy kom die dag by my. Maar ek het nou klaargemaak met trek, dis 2 maande wat ek bereis het, ek casual in 'n apteek in Mitchells Plain se Central Pharmacy, casual ek. Hy het hy deeltydse werkaksie. En die ou het my gesien eendag in die apteek, want ek was groot. Kyk, as jy baie groot colored mense, ek is so groot, en hy sê toe vir my, toe gaan werk ek as sekuriteit by sy winkel, later het ek begin pak, en begin dit doen, en dat doen, toe sê ek sommer nou, en toe ek nou klaar maak met skool, toe sê my, maar Ronnie kom by my, Ronnie begin te preek, en Ronnie sê, ek wens, ek kan die skoolopleiding wat jy het, nee maar, dat kan nie so nie, ek sê nou wat sê jy vir my Ronnie, ek gaan vir jou werk so kom, weet, en ons gaan na die poskantoor toe, in Belhar, dis die tegniese posgoed waar die mense oplei. Weet en ek kry 'n tegniese pos as 'n telefoooninstalleerder. En ek werk vir 'n jaar daar. Jy weet, ek moet die 3 jaar kontrak doen en ek werk vir 'n jaar. Maar ons verdien toe 200 en iets rand 'n maand. Dis min geld. Jy weet, en ek het my eerste maand wat ek begin werk het, toe koop ek 'n motorfiets. My ma het my motorfiets betaal, my ma het my petrol betaal, my ma het my klere betaal. My ma het met die 200 en iets rand, ek kan dit nie gedoen. Jy weet, in die polisie gee poste uit, 1983. En ek doen aansoek. En ek kry 'n pos by die polisie. En ek begin die 1ste van die 2de 1983. Weet my vrou wat nou gesterf het, na 37 jaar van huwelik, sy geboortedatum was die 1ste van die 2de, sy het my gesê, ek is jou gelukkige nommer. Maar, dit was as die lewe was, en toe word ek terug te kom na die polisie. Toe word ek nou breem, ek gaan toe, hulle noem het, jy swaai hekke, jy weet, swaai hekke, en die goed. Maar jy weet, ek glo in dit wat jy doen, sit jy jou beste. Daar het ek nou by my ma gekry, wat jy doen, sit jy jou beste. En ek gee my alles, en daar was 'n kolonel Mouton, ek sal dit nooit vergeet nie. En hulle benodig weer eens, PW Botha se kantoor was toe destyds leeg, tuinhuis was leeg, en hulle begin tuinhuis reg te ruk.
maak hom nie herbou nie, hulle het die stelsel binne gepander, koelvaste vensters ingesit in tuinhuis en al hierdie klomp dinge. En hulle benodig kleerlinge. En omdat ek maar alles ingesit het, nou weet ek nie of het is, omdat my van ook so was, van die ander ookie is Versagie. Jy weet, so krijg ek die Versagie en ek was nou meer blas, as Gregory, ek was nou weer korter, kleiner en meer brein en ek was nou. En sit maar weer my beste en so dat ek meneer ontmoet by die Botha, my twin kry eendag seer en haal die naal af. En ek sit in die sitkamer in tuinhuis op 'n Sondagoggend by die voet. En hier stap Elise en meneer in en van ons is net die twee wat werk. En hy kom groot beskit my met die hand. Ek sê meneer, ek is so jammer, maar hierdie toon van my geen probleem. Jy weet, hy Botha, dat is baie mense dink, hy is so, die son het, hy was 'n goeie mens. Jy weet, ek weet nie, miskien is het ek kon toe hom gesê het, ek is Malan, het hy verander, so ek weet nie. Maar in ieder geval, en dit was die situasie, en toe begin is, eerwaarde Ellen Hendricks is sy lewenstoon gevaar. Hy word toe betuig. Wat ons noem nou threats was op sy lewe toegepas en die klomp goed is, jy weet hulle so en hulle benodig 'n leiwag. Nou, daar's twee mense wat in die wageenheid opset reeds meer kwalifikasies het as hier gewoond, dis nou ek en Gregory. En Versagie, en hier moet ek nou, en hulle kom en hulle kies my, hulle bel my, ek voel so bevoorreg. Hulle sê, moet jy net bid dat die man jou aanvaar. Van hy soek 'n man, van een vrou, hy soek 'n man wat die Here ken en die klomp. Ek sê dan, hy is seker vir die regte mens uitgekom. Ek sê, maar weet, anders, in die begin kry jy R300 meer as jy gewone polisman. Nee, spesiale wageenheid. En, maar, my male bid van ek woon in Atlantis. Ek koop my eerste huis op Orman 22 in Atlantis. Koop ek huis. My vrou werk by die Atlantis Neighborhood School as 'n sekretaresse, maar ek het haar ontmoet as 'n sekretaresse, so dit, sy wil niks anders, sy wil net administratief gewerk het. Jy weet, en sy daar gewerk. So as ek moet ry stad toe, elke dag, want ek werk kantoorure. En ek werk in siviele drag. En 62 kilometer tot in die Kaap, ek sal nooit vergeet uit Atlantis tot in die Kaap en 62 terug elke dag. Finansieel, die R300 wat Leo gee, beteken niks. Jy weet, later begin ek besluit, wag. En een dag ry ek met my motorfiets ook. Want het is lichter op brandstof. Dan breek die ding in die pad af. Daai jare, ek las hom vir 2 weke in die pad staan, hy staan. Vandaag is jou nou daar in die pad. Vergeet van dit. Maar, trek ek my uniform aan, ons ry verniet in die bus. Trek my uniform aan, pak my pakkie in, klere was ingepak in my handsakkie, en daar klim ek in 'n bus tot by Kaapstad, tot by die parade, en daar afloop ek op parlement of tennis toe. Die namiddag weer terug, kry die bus, selfde situasie. Jy weet, maar my male bid van my male kan dit nie hanteer, kyk. Ons glo mos nog in gebed, dieselfde soos die kerk. Ek wil toch vir die kijker sê, ek word in die Christelijk familie kerk, waar ons glo in die beweging van die Heilige Gees. Ons bid en ons bid, ons nou nie opbid. En dis waaroor het gaan, jy weet, en soos my ma en hulle bid. Weet jy, toe ek 'n oproep kry, nou die ou huistelefone, kry ek die oproep wat, jy weet, ek was, daai jare bel ek kolonel, moes vir jou, weet jy, vir jou nie. Jy word, 'n IB-inskrywing word gemaak, en jy daag net op. Jy weet, maar hulle bel my die dag. En toe ek nou gaan, toe bring hulle my, kolonel Groenewald, en hy bring my na die minister se woning toe. Ag, sy kantoor toe, in die ou senaat, jy weet daar, die ou senaat is waar die ou
parlementaris, hulle noem dit die rooi banke en in die ander gedeelte is die groen banke. Nee, en hy noem, ek moet toe daar onderhoud voor. En collega Groenewald sê, hy het toe klaar gaan praat met die minister en hy sê vir my, nou moet dit net deurkom. Onthou, hy is 'n moeilike mens. Onthou, ek sê, so right. Ek dien nog 'n lewende God, as die Here die werk vir my wil gee, sal hy hom gee. Ek weet ook daar inkom. Andries, weet jy, die Here werk verkeerd om reg. Wat vir die mens reg is vir die Here verkeerd en andersom. En ek gee my die werk, ek moet die volgende dag so begin werk. Dus dank die Here en ons bid en jy weet, gejubel en gejuig as ek geprys. Maar dan moet ek mos nog steeds in Rondebos nou uitkom, hulle woon in Rondebos. Jy weet, nou moet ek daar in Rondebos uitkom, of dit was eintlik Reigerpark, dan moet ek daar uitkom. Lang oor kan die Common, en nou moet ek daar uitkom. En ek kry 'n polieskar, waar ek die petrol hoef te betaal. En ek kry R1000 klere toela, waar ek nou nie meer hoef te waar nie, R300 voorbij, petrol uitgaves is weg. Ek werk vir 'n week, ek kom elke oggend laat. Ek kom laat met 'n polieskar. Nou vra die minister vir my, want nou staan hy al buitekant en die bestuurder is al daar. Ek sê vir minister, weet jy, ek woon in Atlantis. Hy sê vir my, nie wou kom jy nie gesê nie. Ek sê minister, die verskil is, jy maak 1:12 hierdie oggendure klaar. Dan jaag ek Atlantis toe. Ek sê, dan moet ek opstaan, daar die môreuur. Ek sê, dan jaag ek deur en weet jy, lyk die verkeer. Ek sê, ek het nou al hier gedruk al vir 'n blou lig al. Maar, ek sê vir my, die issue is, hy sê, man, die volgende dag gaat selfs met minister Ratsbansi. En ek kry 'n staatswoning in vir die Indiër parlementariërs Zeekoevlei, kry ek 'n staatswoning, 'n 3 slaapkamer staan. Ek betaal vir 'n fully furnished staatswoning R110, 3 slaapkamer, R110 in die maand, destyds. Jy weet, en ek verkoop onmiddellik my huis, het hom in die mark, en die goed, en ek sê, joh, Here, die goedheid is geen werke. Jy weet, geen werke. Maar ek kan net dink dat dis net die Here se genade. Amen, dit is so. Want dis 'n ouer wat veel bid, want ek weet nie, ek het die ander keer, my broer was 60 en toe gesels ons oor seker goed. My broer is 'n gekwalifiseerde boilermaker, ketelmaker, nee? En hy werk in Joburg, Johannesburg. Woon in Ennerdale. Maar hy was nie gelukkig nie, want hy werk oortyd en al die klomp dinge. Jy weet, en daar gebeur 'n ding van skole wat toe metaalwerk aanbied. Weet, en ek gaan vra my minister vir 'n pos vir hom. En ek kry 'n pos. Van Ellen Hendrik sê toe, hy was voorsitter van die ministersraad, en hy word toe, daar's 'n vakante pos in die onderwys, en hy sit toe in die portfolio ook as minister van onderwys. En ek vra hom toe, van ek hoor toe dit. En so 2 maande later kom hy na my toe en hy sê vir my, daar is 'n pos beskikbaar as jou broer dit wil hê. Moet hy my net sy dokumentasie gee, van hy beskikbaar die kwalifikasies. Jy moet basies niks onderwys kwalifikasies het, jy moet net die vak kan aanbied, metaalwerk. Jy weet, die ou kry die pos, wonder, en my broer het nou die dag afgetree, maar hy tree af, as soos hierdie ou inspekteure, wat ons gehad het op skole, hy tree af in die pos as 'n vakadviseur, of as vakspesialis, tree af. Hy is nou tans in Bloemfontein besig om hierdie senior goedes te merk vir N5, N6 en N3 of iets, is hy in Bloemfontein besig om te merk, as 'n evalueerder, maar die klomp dinge. Maar
wat ek jou wil thuisbring is hoe die Here veel plaas in posisies. Jy weet, en hy vertel hoe dyslexiek hy is. Hy sê, ek het nooit reg agterkom, tot ek in die huis kom, hoekom het ek gesukkel om deur die skool te kom? Nou my ma, miskien moet ek ook vir jou so vertel, toe sy 15 jaar oud Kaap toe kom, woon sy in die Young Women Christian Association, dis so bo die parade is daar 'n huis vir vroue, wat nie ouers het nie, en sulke tipe klomp dinge. En daar het sy vriendinne ontmoet. En die kan nie die ouers gehad, sy is blank, sy het die ouers gehad, en die Patsy was familie van Alvin Breiners, die acteur, nee, en Breiners wat ook op die ou mense program op die TV is, hulle is familie van mekaar. En so het hulle toevallig voorgestel aan my pa, en dis hoe sy aan die eindig met my pa getroud is. En deur al hierdie goedjies het ons dan saam en sy daar 'n Christenlewe begin. Jy weet, om uit die, soos hy sê, as ek nie uit Saron uitgekom het, sou ek nie die NG Kerk kon gelos het nie. Sou die Here my nie kon ontmoet het op 'n 15-jarige ouderdom in 'n openlik diens op die berade nie. En al daai goed het gemaak dat ons 'n Christenlewe kry. Jy weet, dat ons leer om Pinkster te word, dat ons leer dat wat jy van die Here vra, gaan die Here vir jou gee. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat die regering van God